Baie kerke en predikante maak bekering so ingewikkeld. Om gered te word is so ingewikkeld. Terwyl die woord van God dit duidelik stel, hy sê, dis so eenvoudig, 'n kind kan dit verstaan. Daar's 'n paar goed wat jy moet doen. Besluite wat jy moet neem. Die eerste besluit wat jy moet neem, vat jou Bybel, hou hom in jou hand en besluit een van twee goed. Is dit 'n boek? Is dit 'n boek wat deur ouens geskryf is 2000 jaar terug? Of is hierdie 'n boek geskryf deur die inspirasie van die Heilige Gees en dis die geskrewe woord van 'n lewende God? As dit 'n boek is, sit hom in die boekrak. As dit die geskrewe woord van 'n lewende God is, dan leef hierdie boek. Hy praat met jou. Hy antwoord jou vrae. Hy sê vir jou wat jy moet doen. As jy daai besluit geneem het en jy besluit, die Bybel is die geskrewe woord van 'n lewende God, dan die volgende ding wat jy moet doen is, jy moet 'n teerekening maak en onderskei tussen reg en verkeerd. Is ek reg of is ek verkeerd? As ek pornografie kyk, as ek lieg, as ek steel, as ek begeer, as ek nie gehoorsaam is aan die woord nie, dan is dit verkeerd. Dan moet ek die verkeerde goed ophou doen en die regte goed doen, die teenoorgestelde. As ek goed kyk wat ek nie moet kyk, moet ek stop om dit nie te kyk, om dit te kyk en dit nie meer kyk. Dis die volgende stap. Nou as jy weet jy die Bybel is die woord van God, jy is gehoorsaam aan die woord van God en jy stop om te doen wat jy verkeerd doen. Met ander woorde, jy is nou bekeerd. Jy het jou nou bekeer. Dis 'n opsomming van wat bekering is of 'n definisie van wat bekering is. As jy bekeerd is, dan is jy gehoorsaam aan die woord en die woord van God sê bekeer jou en laat jou doop. Ons doop nie groot mense nie, ons doop mense wat bekeerd is van die ou jy, die ou mens, die sondige mens. Nou sê die woord van die Here, jy moet, as jy jou bekeer het, moet jy simbolies die afwas van die ou sonde, die ou jy. Nou word jy onderdompel in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy sterf en daar staan 'n nuwe jy op. Nie volmaak nie, nie gaan nooit weer fout maak nie, maar simbolies wys jy vir die wêreld, sê jy vir die wêreld, weet julle wat? Ek is 'n wedergebore kind van God. Dan is die volgende belofte wat die woord van God gee, is jy word gevul met die Heilige Gees. Toe Jesus, wat nie sonde gehad het nie, die voorbeeld gegee het, toe hy uit die water uit opstaan nadat Johannes die Doper hom onderdompel het en gedoop het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het die duif op hom kom sit en God het gesê, dit is my seun. Die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom kom sit en nêrens in die Bybel staan is 'n wit duif nie. Ons het dit maar 'n wit duif gemaak en wil dit graag glo, maar nêrens staan dis 'n wit duif nie, net 'n duif het op hom kom sit en God het gesê dit is my seun. Nou as jy dit alles gedoen het, nou is jy gevul met die Heilige Gees. Nou is jy wederbaar, jy's weergebore. Jy het weer 'n wederbaring ervaar. Nou leef jy nie meer soos jy geleef het nie. Jy dien God. Die Heilige Gees is in jou, hy oortuig jou van sonde en ergernis, sê die woord.
En as die Heilige Gees vir jou sê, moenie iets doen nie, doen jy dit nie, en as hy sê, doen iets, dan doen jy dit. Nou het jy gemeenskap met die Heilige Gees, deur die Heilige Gees, met God die Vader en Jesus aan sy regterkant, want jy moet met die krag van die Heilige Gees, deur Jesus, na God die Vader toe gaan. Dit is so maklik, en dit is wat ons moet doen. Elke dag weer tot bekering kom. Jy hoef nie elke dag weer onderdompel te word nie. Jy is klaar gevul met die Heilige Gees. Jy moet nie die Heilige Gees bedroef nie, deur te doen wat jy weet wat verkeerd is nie. En as jy iets per ongeluk gedoen het, moet jy dit bely en vir God vergifnis vra. En hy sê, as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en jou my kind te maak. Ek hoop dis min of meer die maklikste manier om dit te verstaan. Baie sterkte, baie liefde. Oom Pastoor Benne Francis Loubser.